Iemand is genoem as 'n moderne Job. Stel jouself in sy posisie. Al hierdie eienaars. Julle het al almal eienaars gehad, ons is in gevorderde jare. Hy het ons al daai eienaars. Dit het nie weggegaan nie. Hy het in die lig aangekom. By Rudolf se dogter. Maar hy is weer daaruit. Ons ken die lewe. Ons weet vanaand dat hy al eienaars. Al daai eienaars is daar. Daai vroukie met haar voet, die pyn ly. Daai seun wat sy mense dood is om hom, hy moet 'n lewe gaan stap. Maar hierdie tydperk tot by genesing is 'n geweldige, moeilike tydperk, is 'n donker tyd in 'n mens se lewe. En dan het die gebede van gelowiges daar om hom te ondersteun. Want dit is 'n loslating van die vrede van die Here oor daai persoon. Ons kan nie vrede in sy lewe bewerkstellig, net God alleen kan. En dat ons bietjie dieper sal dan, bietjie dieper peer sy altyd myn. Dat ons ook in die getuienis wat ons hoor, ook bietjie dieper gaan myn. En dat ons daardie man wat beroer geword het, regtig waar in ons harte sal opdra. Ons hoef hom nie te ken. Nou weet ons van die impak van sy getuienis. So groot deel van jou gegryp. Vanmôre is dit baie weer, met iets wat swaar in my hart lê, oor heilige maal. Maar ek gaan 'n redelike stuk lees uit Romeine 8. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat na die vlees wandel, wat nie na die vlees wandel, maar na die Gees. Dink bietjie dieper daaraan. Een plek sê hy die vlees rebelleer teen die Gees. Die vlees het so groot impak op elkeen. Ek voel nie nou lus nie. Man, ek het genoeg gehad. Man, nee. Ek. Die vlees. En die Gees. Heel in teenstelling daarmee. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het wat vir die wet onmoontlik was. Wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees. Dit was nie vir die wet sommer net onmoontlik, maar van die krag van die vleeslikheid in die mens. Toe hy deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur. Maar tog het hy self geen sonde gedoen. Maar hy het alles ervaar wat jy ervaar. En 'n man, ja. Ondanks aan baie dinge, maar daai Ek-Gees. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, om daar te kom. En kort aan, soos warrelwindjies, slaan hierdie ou ek weer uit. Deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur. En dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Dis groot woorde. Hy het op gelyke voet met die sonde kom ontmoet. Vir ons. Sodat die reg van die wet vervul kan word in ons,
wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Weet jy, as jy hierdie vleeslik lees, spel hy amper soos vieslik. Weet jy, naby is vleeslik en vieslik. En as jy in die gees is, dan word die vleeslike dinge vieslik. As iemand hier sou instap vanmôre, terwyl ons al hierdie kosbaarhede geluister, en hy banaal, en gevoelloos, en luidruchtig, sonder inagneming sou instap, hoe sou julle gevoel het? Want die gees, waar die gees is daar lewe, is daar lig. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. En daar kan nie vleeslik weer. As jy in die gees wandel, dan kan jy ook sê, die wat in die vlees wandel, bedink vreeslike dinge. In teenstelling met dit wat God vir jou doen, is dit vreeslike dinge. Vreeslike dinge het ander fasette. Jy moet begin vrees vir hierdie dinge ook. Vreeslike dinge kan ook wees liederlike, lelike en aan. Maar die ander kant van vreeslike dinge is, dat dit vir die kind van God 'n vrees moet gee om te sondig. Want die Here sê, kom uit onder hulle uit. Sondig nie meer nie. Weerstaan die duiwel. Pas veral jou hart op wat jy daarin toelaat. Manne, dit is in 'n oomblik. So, net so. By jou verby. 'n lelike ding. Enige lelike. Enige. En hierdie brein is vinnig. Maar weet jy hoe skerp is jou gees? Het jy al ooit gedink die krag tussen die gees en die vlees? Die gees is God geïnspireerd. Die gees kom van God af. En die gees keer terug. Dis die siel van die mens. Of het jy nog net gekyk hoe sterk is die vlees? Omdat jy heel dag teen die vlees stry. Jy het die sterkste wapen in die gees. Maar moenie die gees blootstel. Moet hom nie blootstel aan hierdie dinge nie. Bewaar vir al jou hart. Maar die wat geestelik is, van die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. En net daar sny ons af en sê, maar ek het nie toegang nie, ek het nie verstaan daarvan nie. So min as wat ek weet hoe lyk die hemel, so min weet ek hoe lyk my geestelikheid. Dit is vir my 'n onbegonne taak om in daardie gees Lukas in te beweeg. Ek moet kort die Here vra, Here, kom maak my so, dat ek dit, maar verstaan ek myself, want ek het 'n geestelike sy, en ek het 'n vleeslike sy, en ek het ken net die vleeslike sy. Lukas, dit moet nou nie weer gebeur nie. My geestelike kant, ken ek om aan koester kom. God het hom as geskenk vir my gegee. Ontdek ek my geestelike sy. Stel ek waarlik belang om te weet hoe lyk ek vir Jesus. Stel ek waarlik belang om te weet hoe oneindig en diep sy liefde vir my is.
Ek sit my hand op my broer en ek weet, ek is lief vir hom. Gister het Hendrik vir my kom kuier. En hy druk sy kop so teen my. En hy hou my vas en hy sê, oom, ek is so baie lief vir jou. En ek dink by myself, een jongman, wat maklik my seun kan wees. Kom sê vir my wat ek so begeer wat my seuns vir my moet sê. En hier bring die Here die nuwe seun wat my druk en vir my sê, oom, ek is so baie lief vir jou. Watter deel van my het daar gereageer? My geestelik of my vleeslik? Was die vleeslik. Watter deel het gereageer in die tydperk van pyn en lyding, soos wat hierdie man deurgaan, toe God vir my liedjies begin gee, om my op te kikker, hulle het my in 'n kamer gehad wat geen son het nie. Hierdie kant kyk ek in die agterkant van 'n gebou vas. Hierso is 'n gordyn, hier lê ek. Hier's 'n gordyn en daar by Henny is hy toe. Ek het hierdie hokkie, grys gordyn. En die Here begin liedjies in my hart. En ek vra waar kom hierdie liedjies? En ek besef, dis die geestelike mens. Amen. Dis die geestelike mens wat hierdie dinge indring. Vanmôre, watter deel van jou het vanmôre hierdie getuienis aangedring? Jou vleeslike? Ja. Sjoe, ek almal moet sien buite om my dogter. Al is dit die buurman se dogter. En my vleeslik sê, sal ek ooit weer lief kan wees vir hom. My gees sê, Here, sal ek ooit hierdie dogter kan vergeet. Haar arms geluk. In die woede van die hond. In my onvermoë. En daar's niks wat ek kan doen nie. Hierdie hond byt vas. Hy skeer my arm soos ek probeer om my kind uit te kry. Wat het die hele gepraat? My gees of my vlees? Kyk, as ons nie gaan begin besef, ek in hierdie lewe te doen, met die vlees ook. Hy staan vierkantig teenoor mekaar. En hy sal stryd tot die Here ons kom haal. En die Satan se prentjie is om die vlees te laat rebelleer teen die gees. Ek wens hierdie persoon wil nou ophou. Ek kan dit nie meer vat nie. Wat praat nou? Die gees. Die vlees. Die ander persoon sê, ja maar, luister jy na sy stem? Luister jy na die roep in sy stem? Ja, maar ek glo van die môre tot die aand. Dan sê die ander persoon vir jou weer, maar luister jy na die seer in sy hart? Of luister jy na sy klaagmoed? Het jy al die geestelike? Jy, waarlik waar, ek gaan daarmee afsluit. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat die vlees bedink vyandskap teen, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is. En ons moet hier diep dink daaraan, manne, jy blaai deur die media's, net hy blits vir 'n sekonde, kom die sonde in al hulle forme voor jou uit, en jy onderskat jou as geestelike mens, en jy tree op as vlees. Wees
baie bedag op wat jy in jou hart toelaat. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie, dit is nou die vlees. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees, maar in die gees. Hoor wat sê hy vir ons? Hy sê vir ons ons is nie. Ons is in die gees. As naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het, die behoort nie aan hom. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Tot dan. Here Jesus.